Baie dankie aan die sangspan. Soos ek sê, ons gaan vandag 'n bietjie saamgesels oor wat dit beteken om 'n bewustheid van God te hê. En ons gaan vandag saam lees uit die brief van 1 Petrus uit. Ons gaan lees vanaf hoofstuk 2, vers 18 tot en met die einde van die hoofstuk, vers 25. Julle sal onthou, ons het so 2 weke gelede, 2 of 3, het ons ook uit 1 Petrus uit gelees, en ons het toe saam gepraat oor die begin van hierdie brief, hoe hy begin het. Maar vandag gaan ons 'n bietjie aanskuif na die tweede hoofstuk toe, en want daar is ook iets besonders. Iets wat nie altyd lekker is om te hoor nie, iets wat nie altyd vir ons gemaklik is nie, maar iets wat tog nodig is. So, ons gaan saam lees 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Almagtige God, Here, dankie. Dankie dat ons uit die woord uit kan lees hier in 'n land waar ons nie vervolg word om dit te doen nie. Dankie dat ons die volle vrymoedigheid het om dit te mag doen, Here, om ons geloof openlik te kan uitleef aan U, die ware God, Here. Here, dankie dat die Bybel nie net 'n historiese boek is nie, maar dat dit U woord is. U lewende woord is wat lewenswaarhede bevat. Here, ons wil kom vra dat U vir ons die skrif sal oopbreek. Kom breek dit vir ons oop en ek bid dat U elkeen van ons vandag sal ontmoet hier waar ons is. Elkeen van ons het ons eie bagasie, elkeen van ons het ons eie roete tot dusver en ons eie roete met U. Maar ontmoet ons waar ons is, Here. U weet waar ons elkeen staan. Mag U woord kom en U aan ons openbaar en mag dit ons harte oopbreek. Ons harte oopbreek om bewys te word wat U wil en U liefde is in ons lewe, Here. Ons bid dit als in U groot en heilige naam, die naam bo elke naam. Amen. Ek lees vir ons dan saam 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Huisbediendes, wees met groot ontzag aan die Here, aan julle werkgewers onderdanig, nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes. Dit is immers genade, omdat hy met God rekening hou. Onregverdige lyding verduur. Daar het ek nou 'n foutjie gemaak. Ek gaan dit net van hier af lees, sorry. Dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdig lyding verduur. Daar is ek weer terug. Want watter aanprysing is daar vir julle, wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang, en nogtans daarmee volhard. Maar as julle volhard terwyl julle goed doen, en dan tog ly, dit is genade by God. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy, wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nadat ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy, deur wie se verwonding julle genees is. Julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en bewaker van julle siele. Ons gaan net tot sover saam lees. Nou aan die een kant is hierdie 'n teks wat ons so bietjie laat huiwerig voel. Wat ons so bietjie krap. Maar aan die ander kant is dit ook 'n teks wat 'n las van ons skouers afhaal. Dis iets wat ons bevry, eintlik. Nou soos ek gesê het, ons het so rukkie terug het ons ook saam gelees uit 1 Petrus uit, maar net om ons geheue so bietjie te verfris, gaan ek net weer vir ons deur die basiese konteks van hierdie brief gaan. Want die eerste is, hierdie brief is geskryf aan gelowiges buite Judea. Van julle sal dalk die fancy woord onthou, diaspora. Nou dit beteken eintlik net enige iemand wat 'n gelowige is, wat nie in die provinsie van Judea self bly nie. Met ander woorde, hierdie is 'n brief wat daar buite sirkuleer. Hierdie is 'n brief wat buite die provinsie rondgestuur word.
Nou, hy skryf spesifiek vir die gelowiges in Klein-Asië. In ander woorde, daar in die Midde-Ooste, net so bietjie meer noord, dan kry jy Klein-Asië. So hy skryf vir die gelowiges in Klein-Asië. En dit is geskryf in die tyd van Nero. Daardie nare man oor wie ek eintlik wil ek te veel praat, maar hy wat te veel mense en baie Christene baie erg vervolg het, dit is geskryf in die begin van sy tyd. Met die vervolging wat of nog op pad is, of net begin het. So dit is die basiese konteks van hierdie brief. Nou, aan die een kant skryf Paulus om te waarsku. Hy skryf aan die gelowiges om aan hulle te waarsku, hoorie, daar is verdrukking, daar is vervolging op pad, wees waaksaam. Wees bedagsaam op dit wat op pad is. Dit is op pad, dit kom na julle toe, dit lyk inteendeel eintlik vir ons, of Petrus dalk al self van hierdie vervolging bietjie beleef het. So dit lyk aan die een kant so. So dis die een rede hoekom hy skryf, is om te waarsku. Nou die ander doel van die brief is om gelowiges te bemoedig. Om vir hulle te sê, weet jy wat, dit is op pad, maar weet jy wat, hou aan. Hou aan vashou in jou geloof. Hou aan vasklou aan dit wat jy weet die waarheid is. Met ander woorde, hy probeer hulle so 'n bietjie motiveer. Hy probeer vir hulle sê, hou net vas, hou aan, volhard in geloof, as ek nou die Bybelse term kan gebruik. So, en dit is juist by hierdie gedeelte waar dit inpas, by daai bemoedigende gedeelte. Dan kom hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Nou, hy het spesifiek in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, natuurlik gepraat van huisbediendes, of terwyl slawe. So hy het spesifiek aan van hulle gepraat in hierdie gedeelte. Maar daar's iets wat eintlik oor die tyd heen vir ons ook van waarde is. Nou Petrus vertel in hierdie gedeelte vir hulle dat hulle onderdanig moet wees aan die wie oor hulle aangestel is. En hy kom en hy sê vir hulle, nie net aan die goeies nie, maar wees onderdanig aan almal. Self die wat onregverdig is, wees onderdanig aan hulle. Nie net aan die goeies nie, maar aan die onredelikes ook. Nou die waarheid is, dit maak ons bietjie kriebelrig. Dit maak ons bietjie ongemaklik. Want hy weet nie wat hier in ons tyd aangaan nie. Ons vandag ken onregverdigheid. Ons ken mense wat onredelik is. Net nou die dag is daar 'n dominee wat wreed vermoor is deur sy eie tuinjong, in sy eie huis, in sy eie erf. Letterlik laasweek is daar mense wat op mekaar geskiet het en die een is dood in 'n geval van padwoede. So onnodig, so ongeregtig, so onregverdig. Ons ken dit. En dan begin ons nog eers praat van die liedjie Kiel de Boer wat vrylik gesing mag word nie. En dan nog van al die plaasmoorde nie. Ons almal ken dit. Jy ken dalk daai gevoel, ek het persoonlik so 'n ervaring waar ek 'n oproep kry en my neefie vir my sê, hoor, hier is 'n plaasaanval. Kom. Ons almal beleef hierdie onregverdigheid. En so voel ons baie maklik, ja, maar Petrus weet nie eintlik waarvan hy praat nie. Hy praat sommer net en hoe kan hy nou sê ons moet onderdanig wees aan hierdie mense wat hierdie goed aan ons doen? Dit kan mos nie wees nie. Hy weet duidelik nie waardeur ons gaan nie. Want soos ek sê, ongeregtigheid heers in ons dae. Maar dan kom Petrus en hy sê, hy leer vir ons hoekom ons onderdanig moet bly. Hy sê vir ons, weet jy wat? Ja, jy beleef swaar kry. Ja, jy beleef ongeregtigheid, maar weet jy wat? Jy moet nog steeds onderdanig bly. Hoekom? Want Jesus het dit gedoen. Die een persoon wat werklik kon kla. Die een persoon wat werklik kon opstaan en sê, wat julle nou doen is so onregverdig.
daardie een persoon was onderdanig. Dink maar net aan Pilatus. Hy was inteendeel onderdanig tot aan die kruis, tot by sy dood. Dink maar net, hy het daar by Pilatus gekom, hy kon baie maklik vir hom sê, weet jy wat, daar is niks skuld nie. Pilatus self sê in die evangelie, daar is nie skuld nie, ek was my hande in onskuld. Maar Jesus kom nie in opstand nie, hy bly onderdanig, want hy weet dit is hoe God verheerlik word. Nou wil ek hê, julle moet mooi luister, want ek sê nie hier, ons moet net vergeet en vergewe nie. Dit is ook nie wat hierdie gedeelte vir ons sê nie. Absoluut glad nie. Alles behalwe. Maar hierdie gedeelte kom en dit sê vir ons, weet jy wat? Daar is ongeregverdigheid. Daar is ongeregtigheid. Maar vertrou dat God die een is wat regverdig sal wees. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê. Wees onderdanig, nie omdat jy nou maar net 'n walkover of 'n pushover is en enige iemand kan nou maar net oor jou loop en ons moet nou net sit en aanvaar nie. Maar weet jy wat, omdat jou hoop, omdat jou krag in iets anders lê. Jou krag en jou geregtigheid lê in God. Hy wat die skepper van die heelal is. Nou, ons noem onsself Christene en om Christene te wees beteken om Christus na te volg. Om Christus na te volg is nie so eenvoudig soos wat ons dink nie. Weereens, dis iets wat krap. Want om Christus na te volg beteken daar is swaar kry. Om Christus na te volg beteken jy gaan dalk jou kruis moet optel en loop. Maar om Christus na te volg is om hoop te hê. Om Christus na te volg is om te sê, hier is waar my hoop geanker is. Ek sê weer, Petrus sê nie dat hierdie wêreld regverdig is nie. Alles behalwe. Maar hy sê, vertrou dat God, die een wat regverdigheid definieer, vertrou dat God die een is wat boekhou van dit alles. En dat God die een is wat teen die einde van tyd die oordeel sal gee. Want sien in daardie eerste gedeelte lees ons van, dat ek dit net hier kry, ons lees van, omdat hy met God rekening hou. Nou, om met God rekening te hou, as ons die Afrikaans vertaal eintlik meer daar die boodskap as die direkte vertaling. Daai woord wat daar gebruik word in die Grieks, is eintlik as ons dit direk vertaal om 'n bewustheid van God te hê. Met ander woorde, as ons sê om met God rekening te hou, beteken dit om bewus te wees van God. En hier moet ons weer mooi hoor wat Paulus sê, en ek gaan dit weer som op die skerm sit. Dit beteken nie vergeet en gaan aan nie. Alles behalwe. Hy sê nie ons moet nou maar tevrede wees met ons omstandighede waarin ons onsself bevind, en nou maar net sê, weet jy wat dit is, en ons so gaan ons aan nie. Nee, glad nie. Maar wat hy wel vir ons kom sê is, wees bewus van God. In hierdie tye van ongeregtigheid, in hierdie donker wêreld waar ons leef, wees bewus van God. Hê 'n bewustheid van God. Want deur 'n bewustheid van die drie-enige God te hê, verstaan ons dat hy die regverdig is, dat hy die een is wat reg sal laat geskied. Maar ook dat hy die een is wat genade aan ons skenk. Want kom ons wees eerlik, as ons baie eerlik met mekaar praat, dan was ons ook al iewers in ons lewe aan die ander kant van die muntstuk. Dan was ons ook al iewers in ons lewe die onregverdiges gewees, wat mense nie reg hanteer nie. Met ander woorde, jy sit hier met twee gedeeltes. Aan die een kant, as jy bewus is van God, dan ontvang jy sy genade om te sê, weet jy wat, jy is vergewe. Jy is vergewe van daai tye waar jy deel is, as ek dit nou so lelik kan sê, deel is van die probleem. Deel is van daai ongeregtigheid, maar weet jy wat, my bloed wat ek kom stort het vir jou, dit omvou jou. Dit is die genade wat ek aan jou skenk. Dit is die een deel van 'n bewustheid van God. En die ander deel
is dat ons kan vertrou en kan weet dat God die een is wat oordeel. Dat God die regverdige is wat sal seker maak dinge gebeur soos wat dit moet. So ons kry dan aan die een kant die genade. Deur bewustheid van God kry ons die genade. Ons kry ook die bevryding om hom te vertrou. Ons kry die bevryding om te sê, weet jy wat, in daai tye wat ek regtig nie iets kan doen aan hierdie wat onregverdig is nie, kan ek vertrou dat God regverdig sal wees. En daarom moet ons volhard in geloof. Daarom moet ons verstaan hoekom ons opgeroep word tot 'n bewustheid van God. Nou kyk, dit alles klink mooi en dit klink vroom, ons moet 'n bewustheid hê van God. Maar hoe kry mens dit? Wat moet ons doen om ten diepste bewus te word van God? Ek dink daar is 3 dinge. 3 dinge wat ons in hierdie teks sien, wat ons help om 'n bewustheid van God te bewerkstellig. En die eerste is om te besef dat jy geroep is. Besef jy is geroep. Gaan kyk daar in vers 21, dan sien ons is geroep. God het ons geroep, want sy seun het ter wille van ons, van my en van jou, kom lei. Ek en jy is geroep. Jy het 'n plek. God het jou reeds gekies en hy roep jou. Nou ek verduidelik dit sommer so, ons almal was al iewers in ons lewe tieners gewees, of jy dalk die wonderlike voorreg gehad om 'n tiener groot te maak. En ek weet nie, ja, dalk was dit net ek, dalk was dit nou net ek wat bietjie dwars was, maar baie tieners raak mos eers bewus hier na die 3de keer as jy hulle roep. Dan uiteindelik besluit hulle om nou te luister. Ek was een van daai gewees, veral as my ma net daar in die gang afroep rooi. Eers hier na die 3de keer, dan het ek begin bewus raak dat sy my roep. Of dit nou 'n besluit was en of dit werklik was dat ek al nie gehoor het nie, dikwels eerder die eerste een. En dan het ek gewoonlik eers 'n mond vol gekry, maar dit is nou van die ou op die jas. Maar baie keer maak ons soos tieners met God. Hy roep ons. Hy roep ons keer op keer en weet jy wat, ons luister nie. Ons luister nie altyd nie. En eers wanneer ons opstaan en uiteindelik gaan na hom toe wat ons roep, dan kan ons bewus word van hom. Dan kan ons bewus word van wat hy vir ons opdrag is om te gaan doen. En dit bring my dan nou by my tweede punt van hoe ons 'n bewustheid van God kan bevorder. Weer in dieselfde vers 21, volg sy voorbeeld. Hier sien dit so aan die einde van vers 21. Besef jy is geroep. Ek wil amper half sê, om net te besef jy is geroep is nie genoeg nie. Om op te staan en te besef jy is geroep en nader te gaan, dan kry jy die opdrag, volg sy voorbeeld. En dit is eintlik so mooi, weer eens, hierdie Griekse woord wat hier gebruik word vir voorbeeld, is die woord wat gebruik is vir kinders wat die alfabet leer. Hulle dikwels in daai tyd ook, ons het ook vandag soortgelyke goed. In die beginjare van skool, dan kry jy mos daai boek, wat so die alfabet, hoofletter, kleinletter, langs mekaar het, en dan moet die kind nou gaan en hy moet dit gaan aftrys. Dit is wat daai woord beteken. Hierdie voorbeeld is, volg sy voorbeeld, trys daai lyntjie, trek daai lyntjie, net nie die streep trek nie, maar trek die lyntjie. Volg sy voorbeeld, tot op die letter. Dit is wat die tweede ding is, volg sy voorbeeld. Ons het reeds die oorspronklike prentjie gekry. Dit was Jesus. Ons moet dit net gaan aftrys. Dit is wat dit beteken om sy voorbeeld te volg. Volg sy voorbeeld. En dan in vers 24, en sien ons die derde punt, en ek dink, hierdie is een waar baie van ons bietjie vassteek. Baie van ons van vergeet, wil ek eintlik al sê. Maar ons sien dit baie mooi in vers 24. Besef dat jy van jou sonde afgesterf is.
Elders in die Bybel staan dit so mooi, in 2 Korintiërs leer ons dat jou sondes jou nie toegereken word nie. Jou sondes word jou nie toegereken nie. Wat ook al jy doen, word nie op jou rekening geplaas nie. Weet jy wat, God neem dit, en hy sit dit op sy rekening. En op sy rekening, wat hy reeds vereffen het, wat hy reeds betaal het, dis waarop hy het kom sit. So besef dat jy van jou sondes vrygemaak is, afgesterf is. Dit is die derde punt. Want as ons dit alles besef, dan kweek dit 'n bewustheid, en ek wil amper verder gaan en sê 'n afhanklikheid van God. As jy hierdie 3 dinge doen, as jy eerstens besef dat jy geroep is, as jy reageer op daai roep deur sy voorbeeld te volg, en as jy besef dat deur die voorbeeld wat hy gestel het, het hy jou vry kom maak van al jou sondes. Dit is die 3 goed. Dit is die 3 goed wat ons vandag hier moet hoor. Besef jy is geroep, volg sy voorbeeld, en besef jy is nie meer onder jou sonde nie. Dit is jou nie toegereken nie. Dit is die 3 goed. En nou vra julle dalk vir my, okay, hoe kry ons hierdie 3 goed reg? Wat moet ons doen om hierdie 3 goed te kan doen, as ek dit nou so kan stel? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig, en baie moeiliker ook op dieselfde tyd, maar daar's een manier om dit te doen. Lees jou Bybel, bid elke dag. As jy nie deur God se woord lees nie, kan jy nie besef dat jy geroep is nie. Kan jy nie sy voorbeeld wat hy vir jou gestel het, leer ken nie, en kan jy uiteindelik ook nie besef dat jy van jou sondes vrygespreek is nie. So dit is hoe jy dit doen, deur die woord van die Here. Deur dit daagliks in te neem, letterlik jou daaglikse brood te maak. Om dit die kos te maak waarmee jy uitgaan in die wêreld. Dit is hoe jy hierdie 3 goed doen, wat maak dat jy 'n bewustheid van God het. Want as ons dan 'n bewustheid van die Here het, dan kan ons geregtigheid lewe. Dan kan ons die lig wees in 'n donker wêreld, ten spyte van die ongeregtigheid wat ons ervaar. Want dan weet ons staan onder die genade, maar weet jy wat ook? God is die regverdige een. Hy is die een wat die oordeel sal trek aan die einde van die tyd, wanneer dit nodig is. Hy is die een in beheer. Hy is die skepper van die heelal. Hy is die een wat ons hart se diepste belange ken. En weet jy wat? Hy is die een wat ons daarmee kan vertrou. Dit is wat dit beteken om 'n bewustheid van God te hê. Om te weet, God dra jou hartse belange baie na aan hom. Dis vir hom een van die belangrikste dinge wat daar is. Dit is wat jy moet hoor. Jy moet 'n bewustheid van God hê. En weet julle wat die realiteit is? Die wêreld daar buite is ongeregtig. En dit gaan so bly. Daar is nie 'n quick fix daarvoor nie. Dit is hoe dit is. Die wêreld daar buite is ongeregtig. Die wêreld daar buite is die wêreld wat spot dryf met gelowiges. Wat sê, hoe kan jy aan hierdie sprokiesverhaal vashou? Hoe kan jy hierdie goed vertrou? Dit is die wêreld daar buite. Dit is hoe dit is. Hulle gaan steeds Kiel de Boer sing, as ek dit nou so kan stel. Maar ons as gelowiges, ons moet weet dat daar hoop is. Ons hoop is geanker in iets heeltemal anders. Ten spyte van die verdrukking, lê ons hoop in God. In die een wat is, wat was en wat sal wees. Hy wat die skepper is, hy wat dit alles in stand hou en alles gemaak het, hy is die een wat in beheer is. Dit is hy wat ons kan vertrou, en dit is hy wie sal sorg dat geregtigheid geskied. Want die wêreld bly 'n plek van onreg. Daar word dinge gesê, daar word dinge gedoen, wat ons ontstel en wat ons bang maak, selfs wanneer sulke woorde hardop gesing word. Maar dit is juis in daardie tye wat hierdie teks ons terugroep.
Wat hierdie teks ons terugroep, nie na vrees of na wraak toe nie, maar na Christus toe. Dit is waartoe hierdie teks ons roep. 'n Bewustheid van God. So wanneer jy onreg beleef, onthou, Christus het nie net vir jou gelei nie, maar hy het vir jou gesterf. En daarom kan jy anders leef. Nie omdat die wêreld regverdig is nie, want die wêreld is nie regverdig nie, maar omdat God regverdig is. En juist daarom kan jy anders leef. God is regverdig. So mag jy ongeag van onregverdigheid en swaar kry en vervolging, wat ek weer eens sê, ons almal beleef, mag jy ten spyte van dit alles 'n bewustheid van God hê, en mag jy ten spyte van dit alles 'n bewustheid van God kweek, sodat jy kan ten diepste bewus word dat hy hier by jou is, dat hy die regverdige is, dat jy op hom kan vertrou. Dit is my gebed vir jou. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here, U weet dinge gaan swaar en hierdie wêreld is donker, Here. U weet ongeregtigheid heers hier by ons. Maar Here, U weet ook, U is die regverdige, U is die hoop. U is die een waaraan ons kan vashou. Want die geregtigheid het reeds oorwin, Here. 2000 jaar terug aan 'n kruis het die geregtigheid reeds oorwin. Dankie dat ons kan weet dat U self ongeregtigheid ervaar het. Dat die mense self U eintlik maar vervolg het, Here. En dat U juist daardeur ongeregtigheid verslaan het. Here, wil U ons nie help om 'n bewustheid van U te kweek en te ontwikkel nie. Help ons om ten spyte van dinge wat in hierdie wêreld aangaan, steeds U voorbeeld na te volg en U voorbeeld na te streef, Here. Want U het vir ons kom sterf. Here, help ons om in hierdie donker wêreld U lig uit te straal. Laat ons die instrumente wees waardeur U verkondig word. Laat ons die spieëls wees vir die lig in hierdie donker wêreld. Dankie dat ons kan weet, soos wat in Johannes 1 staan, die lig het in die donker geskyn en die donkerte kan dit nie oorheers nie, Here. Here, ons loof U en ons prys U naam. Amen. Ek gaan vra dat die sangspan so lank vir my vorentoe kom, en dan wil ek jou uitnooi, voordat ons 'n slotlied saam sing, gaan ons 'n geloofsbelijdenis doen. Jy kan net weer vir my op my wees, asseblief. Dankie. So ons gaan die apostoliese geloofsbelijdenis saam doen, en ek wil jou uitnooi. Ek wil jou uitnooi om in te neem wat jy sê, terwyl jy hierdie sê. So ek nooi jou uit, kom staan op, en dan doen ons saam die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dit is my gebed vir jou, dat jy ten diepste sal bewus word van God. Deur sy woord mag jy bewus word van God. Kom ons staan, dan sing ons, of julle staan reeds, kom ons sing 'n slot.